Obviously is dit vir hom 'n sinitergende ervaring hierdie. Hy het donderdag vir my gesê, ag, dis die maklikste ding wat hy in sy lewe nog gedoen het. Nee, ek praat nou nonsens. En Frik maak verskriklik staat op die Here en ek wil hê daar waar julle sit, kom ons steek net ons hande uit en ons bid net dat die Here hom vashou met hierdie storie. Dis nie altyd net maklik nie, dis nie net jy vertel jou storie nie, maar julle gaan hoor wat hy vir julle sê. En dit is wat ons u voor vertrou, Here, is dat u werklik waar vandag vir Frik daai woorde in sy mond sit wat u wil hê hy moet spreek. Here, mag hy vir ons vandag hierdie storie deel, mag dit ons harte tref. Here, mag u wil geskied binne in dit. En ons weet, Here, u mors nooit 'n krisis nie. En dit is hoekom ons opgewonde om te hoor, wat is u storie binne in sy storie. So ja, Here, hou hom vas, en ek gee vir hom kalmte en rustigheid, daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, en ons is so opgewonde om te hoor. In Jesus naam. Amen. Ok, so almal van julle smile net vir hom asseblief terwyl hy praat. Alright, baie dankie vir. Dankie pastoor. Ek wil vir almal dankie sê eerstens vir ondersteuning vir my familie. Dit was 'n moeilike tyd gewees en julle gebede het ons gedra vir my gesin, selfs vir ons daar ver. Daar was dae gewees waar dit moeilik was, waar dit verlange en alles en die bekommernisse. Hoekom het die Here my daar geplaas? Hoekom het hy my daar gelos? Hoekom is ek daar so? En dan kry ek net weer 'n smile op my gesig, dan weet ek, God is met my, hy tel my weer op. Daar's daar wat die Here my gevat het in die een hand, Jesus gevat het my in die ander hand, en die Heilige Gees my binne geslaan, en het my deurgesleep. Ek kon dit nie gedoen het op my eie nie. Dit is alles te danke aan julle gebede, en ondersteuning. 'n Ding wat ek en Sonja na die tyd agtergekom het, is ook, daar's tye wat moeilik was, en dan vas Sonja hulle in die gemeente vas, hier so by die huis. Dan weet ek nie daarvan, natuurlik. En naderhand, of na die tyd wat ek en Sonja nou by mekaar is, het ons nou, sy het tussentyd 5 dagboeke geskryf, wat alles neergeskryf wat gebeur het daai tyd daar, net toe ons weg was. En as ons daai notas vergelyk, dan kan ons duidelik sien, die dae wat hulle gevas het, die tydperk wat hulle gevas het, dan het dinge verander binne die tronk. Ons het antwoorde gekry, ons het rustig geword, of net die offisieel het na ons toe gekom en gesê, moenie worry nie, alles sal regwerk, julle sal huis toe gaan. Ons moet net geduldig wees. Die eerste stukkie wil ek net lees, want ek wil hom nou nie deur mekaar maak nie. My lewe was reg, ek was gelukkig, ek was 'n Christen, ek het groot geword in die kerk. Wat kan dan verkeerd gaan met my lewe? Ek het gebid en kerk toe gegaan soos al die ander mense. My lewe was goed gewees, ek was groot gedoop, so dan moet ek mos 'n Christen wees of nie? Dit is waar ek die grootste fout in my lewe gemaak het. Ek het voldoen aan wat die mense buite om my, wat hulle verwag het van my. Ek het kerk toe gegaan, ek het gelyk soos 'n Christen van buite af, alhoewel my dade dit nie gewys het nie. Ek het nie vrug gedra van 'n Christen nie. So my lewe was nie reg gewees nie. As dinge wat ek gedoen het in die verlede, wat nie reg is nie. Een van die groot dinge wat ek gedoen het, omdat ek in die buiteland werk, het ek 4 maande, 4 weke by die huis, 4 weke weg. So ek het lekker gedrink. Ek het in die oggend opgestaan, verby die yskas gestap, dan vat ek sommer 2-3 skoonslikke whisky, en dan is dit 7 uur, 8 uur in die oggend, dan gaan ek af garage toe, en nie teen middagse kant het ek tyd daar, by hele dosyn bier gedrink, en ja, dan gaan ek nou maar weer aan. Want ek het geweet, ek kan nie alkoholist word nie, want ek werk nie buiteland, ek gaan nou weer vir 4 maande, 4 weke gaan ek weer uitvars, dan kom ek weer terug. En dit is 'n ding wat die Here vir my ook gewys het, eers na die tyd wat ek het besef het is, ek drink tot vandag toe, drink ek nog steeds 'n bier. Ek erken dit en ek erken dit voor God. Ek wil dit graag eendag heeltemal ophou daarmee, maar in my oë is dit, en dit is verkeerd as ons drink en ons misbruik drank. Die Here kan nie vir my, al vat ek 1 bier en ek drink 1 bier, en nou loop iemand verby in die straat, en die Here wil hê ek moet met daai persoon gaan praat, dan kan hy my nie gebruik nie. Want wie gaan luister na iemand wat met drankasem na jou toe kom? Niemand sal luister nie. Hulle sê, wat se God aanbid jy? So, dit is een van die groot dinge wat ek neergelê het, my drank. Daar's baie ander dinge ook. Een van hulle wat ek myself persoonlik gesukkel het, is, so maklik is dit deesdae om jou foon oop te maak en te kyk na pornografie.
Dis een van ons groot doodsteke van ons mans deesdae, selfs van jong kinders al deesdae. Dis ook 'n ding wat die Here my heeltemal van genees het. Dankie die Here daarvoor. En ek wil julle net so 'n bietjie agtergrond gee van waar ek vanaf kom, wat het ek al gedoen. Ek werk al 8 jaar, 12 jaar offshore. Ek werk vir SBM, dis 'n Hollandse maatskappy. Ek was eers 8 jaar in Angola gewees en toe gaan ek oor EG toe. My werkrotasie, soos ek gesê het, is gewoonlik 4 weke by die huis, 4 weke by die werk. Ons werk offshore, so ons is op 'n boot. En ons kry olie aan boord, maak die olie skoon, stoor dit en dan kom haal dit of ons pomp dit af van daar af. Ons vlieg in met 'n helikopter na die boot toe. Die aand voor ons, as ek land in die Angola of EG, slaap ek 1 aand oor in die hotel, volgende oggend 6 uur vlieg ek af, boot toe, doen my 4 weke, 5 weke, vlieg terug, weer op die helikopter, en ek kom terug huis toe. So ek is 1 aand daar so wat ek oorslaap, 1 aand wat ek oorslaap as ek pad terug huis toe. Dit is basies wat my lewe oorgaan. Nou ja, in Februarie 2023 het dit alles verander. My lewe tot stilstand geruk en ek het al my vertroue in die reg verloor. Ek het al my vertroue in Afrika verloor. Enige land bo in Afrika sal my nooit weer sien nie. Behalwe as die Here my regtig kan oortuig dat ek moet teruggaan. So nie sal ek nooit ooit weer so toe gaan nie. En dit is maar 'n vrese wat ek mee deel nog steeds. En ek leer dit voor die Here se voete, want ek weet, dit is 'n ding wat ek al geleer het in die tronk is. As ek vrese het of ek worry oor wat ook al, ek het geweet daar binne in die tronk, ek kan niks doen nie. Ek kan daar op en af spring, ek kan skreeu, ek kan my polse sny, dit gaan my situasie nie verander nie. Ek het geweet, vat my probleme, lê dit voor die Here se voete, laat hy dit stuk en trap. Ek draai om, ek stap weg en ek vergeet daarvan. Dit het soveel keer gewerk daarso dat ek dit kon sien hoe werk die Here met dit. My sel, die persoon wat saam met my in die sel was, hy is 'n depressieleier. Ek dink die Here het hom daar gesit om vir my te toets op, om my sterk te maak en om vir my te wys, hoor jy so, daar is ons ander mense wat ergere probleme het as wat ek het. En dis wat die Here my ook geleer het is, moenie vaskyk aan my eie probleme nie. Ek sit my probleme op een kant en konsentreer op die mense rondom my se probleme. As ek hulle kan help met hulle probleme, dan is my probleem niks nie. Die Here sal hom van self net laat wegraak. So baie sulke dinge die Here laat gebeur, dan smeek ek en roep ek die official asseblief, kom help vir Pieter my selmaat. Hy's in 'n dip, dit gaan nie goed met hom nie, en ek weet wat gaan volgende gebeur. En dan 20 minute, dan gaan niks verby nie. Eers skielik kom die official aan. Hy roep vir Pieter. Hy praat nie met my nie, hy roep my nie, niks nie. Hy kyk nie eers na my nie. Hy kyk na Pieter en hy roep vir Pieter na die seldeur toe. En dan begin hy net te praat met Pieter. En onmiddellik 5 minute daarna het Pieter so gedraai. Rustigheid, kalmte. Hy gaan lê op sy bed en dan gaan slaap hy. En dit is sulke klein dingetjies wat die Here kort gebruik het om my net te wys, hoor hierso. Ek is daarso. Fout my klank. Ek hoor ek fluit soos 'n kanarie hierso, ja. So, daar's klein dingetjies wat die Here vir my gewys het. Daar's 'n klein voeltjie by ons in George, so 'n klein flapstertjie. Sekere tye van die jaar verloor hy sy stert, dan is hy net so 'n lelike voeltjie. Maar as hy sy stert kry, dan is hy ewe windgat. En dan klop hy daar op my pa se skuifdeur en hy's heeltyd daar teen die deur. En ek weet my pa se halfgeweer gehad het. En dan my pa het sy halfgeweer gehad het hy die voeltjie geskiet. Want die voeltjie is baie irriterend. Ons het en daar waar ons was, daar's nie baie voel lewe nie. Ons het nou en dan papegaaie gesien vlieg oor die tronk, as jy gelukkig is jy kan buite wees. En daai bloody voeltjie was daar gewees. En die eerste dag toe ek hom hoor, toe dink ek dadelik aan my pa. My pa haat hierdie voeltjie. En dat die Here nou daai voeltjie vir my gestuur het om vir my te sê, hoor hierso, dink aan die mense by die huis. Dink aan hulle, moenie dink aan wat daar met my gebeur nie. Vat my gedagtes weg, daar buite. En dit het my gehelp. Elke keer as ek daai voeltjie hoor, dan dink ek dadelik aan my ouers. Ek dink aan wat in die huis gebeur. En dit het my laat vergeet aan die dinge wat daar binne gebeur het. Nou die offshore werker, dis nie maklik nie. Dit is baie tyd weg van jou gesin af. Jy verloor baie dinge. Jou vrou en jou kinders en die ander is by die huis. Hulle lê en huil. Wanneer kom pa terug?
Ek het baie dinge gemis van my kinders, se groot word, se opbrengs. Maar ja, dit het alles gegaan net oor geld. En tot vandag toe is ek eintlik spyt daaroor. Maar ek kan nou niks daaraan doen nie, ek kan net omdraai en voortgaan saam met die Here en my gesin. Die egskeidings is net so veel interessanter. Die egskeidingspresentasie vir mense wat offshore werk of wat wegwerk, is 70%. So 3/4 van die mense saam wie ek gewerk het, was either die tweede vrou of die derde vrou gewees. So dit is nie maklik nie. Baie van hulle het vrouens in verskillende lande, gesinne in verskillende lande, wat nie eens van mekaar weet nie. So dit is nie 'n gesonde atmosfeer vir 'n Christen daar buite nie. Dit is moeilik daar buite, maar dank die Here, hy lei ons daardeur, hy vat jou hand en hy trek jou daardeur. As dit nie was vir die fondasie wat ek gelê het in God nie, dat die Here Jesus my hoeksteen is van my huwelik nie, was my huwelik lank altyd op die rotse gewees. Daar is geen manier dat ek my huwelik kan bymekaar trek en hou sonder die Here se hulp nie, sonder Jesus se hulp nie. Daar is soos geen manier nie. Sonja weet ook, ek was tydjie lelik geweest met hulle. Dank die Here, ek het nooit my hande gelig vir my vrou nie. Al was ek hoe onder die prop geweest, ek het moeg geraak, ek het gaan slaap en dis waaroor sy kwaad was vir my. Nie oor die drinker nie, maar as moet ek haar los, dan slaap ek. Dan los ek haar met die mense. Dan is sy nou daar sit en tande tel met die mense. Maar ja, daai tyd was dit 'n grap geweest. Vandag kan ek nog meer en meer daaroor lag, maar nee. Drank, dis 'n tronk op sy eie amper basis, as so kan sê, is van. As hy jou vat, hy is soos wat die Bybel sê, soos die duiwel. Hy kom soos leeu saggies in die aand. En hy vat jou net so bietjie. En as jy weer besef, is dit te laat. Jy het either jou vrou gevloek, of jou kinders gevloek, of die Here wou jou gebruik het op 'n situasie en hy kon jou nie gebruik het nie, want jy was onder die prop geweest. Jy het gestink na wyn of wat ook al. Die mense wat sukkel met alkohol, asseblief, ek kan help, as al julle regtig wil, ek kan vir julle saam met julle bid. Maar asseblief, gaan soek hulp, gaan soek raad, luister na jou vrou. Ek weet dit, ek is nie veronderstel om dit te sê nie. Maar ja, die Here gebruik ons vrouens om ons te ondersteun. Hulle help ons, hulle is nie daar om ons plekke te vat nie. Ons is daar so, ons is die hoof van die huis, ons moet die leiding neem, ons moet op ons knieë gaan in die aand en bid. En dis 'n ding wat ek nooit gedoen het in die verlede ook nie. Ek het nooit saam met Sonja gebid in die aand nie. Sy het op haar knieë gegaan, gebid, Bybel gelees. Ek het TV sagter gesit of Facebook, terwyl Sonja gebid het. Want ek weet, ek gaan maar nou Sondag kerk toe, so of kom ek nou nog elke aand nog bid ook nog. En dit is waar ek die pot heel misgesit het, en dit het ek besef in die tronk. Die Here het my in die tronk gesit, nie om my te straf nie. Hy het my in die tronk gesit, om my terug te bring aarde toe, of terug te bring reality toe, en vir my te wys, ek het jou nodig in die toekoms, ek wil jou gebruik. Ek kan jou nie gebruik soos jy is nie. Ek moet jou nuut maak. En die Here het my heeltemal afgebreek, soos nie weer mag, en weer stadig opgebou. My hart was hard geweest, voor ek nou op my dieetplan was. My hart was hard geweest. Ek en Swartes het nie oor die weg gekom nie. Nie haat nie, bly daar so, ek is op my kant. Dis hoe het gewerk het in my lewe. Die eerste ding wat daar in die tronk met my gebeur het, maar die Here my gegryp het, is die een Swarte het my 'n drukkie gegee, een van die officials, bewaarders, en hy het my gesê, moenie worry nie, alles sal right wees. Alright, nou gaan ek terug weer na die verlede toe, dan kan ek julle so 'n bietjie agtergrond gee, wat het gebeur daar in EG. Jammer dat ek so rondspring, maar dit is alhoewel kan basies 'n lyntjie vorm met alles. Soos ek sê het, in Februarie 2023 het alles verander vir my. Donderdagoggend soos normaal het ons afgevlieg met die helikopter. Ons het by die hotel ingeboek. Daar het ek maar rustig deurgebring in die dag, die swembad gelê, 'n paar biere gedrink. Later die aand is ek op na die hotelkamer toe. En daar so het ek rustig op die bed gelê. Ek het met Sonja gepraat op die telefoon, seker gemaak alles is oké, my vlugte is geboek. Seker gemaak sy het my ingeboek en alles.
En ons het begin praat oor Jolien se troue, wat sy reëlings ons nog moet tref, want sy was op daai punt gewees om te trou. So dit sou baie vroeër gebeur het as die wat hulle nou eers volgende jaar trou. Danksy EG. En hy het my kans gegee om meer geld op te spaar vir die troue. En anyway, ek is toe in die kamer met Sonja gepraat, vir Oulas maar gebel en vir gesê alles is oké, alles is reg, ek is ingeboek, so ek sien haar môreoggend. Ek het my boardingkaart, tickets vir my gestuur en ek het geweet, alright. Môreoggend gaan ek huis toe, môre middag is ek by die huis. Ja, min het ek geweet, het sal weer 8 maande vat voor ek weer met haar kon praat. Dis hoe dit gevat het voordat ek die eerste keer 'n oproep gekry het huis toe. Hulle het ons heeltemal geblok. Hulle het selfs die minister van buitelandse sake, Naledi Pandor, sy was in die land gewees in EG om ons te gaan besoek. Sy het daar aangekom, alles was gereël gewees. Op die nippertjie toe sê die president van nee, jy mag hulle nie besoek nie, jy mag hulle nie sien nie, jy mag hulle nie bel nie. Prokureurs is van ons al weghou, ons het nog glad nie aanraking gehad met ons prokureurs vir die eerste 3 maande nie. Ons kliënt wat ons na ons kyk het, hulle is weghou, so ons het niks interaksie gehad nie, dokters is weghou van ons af. So het ons daar binne in 'n kokon gesit, een kant gesit en gesê, ons is buite bereik vir die res van die wêreld. So ek wil nie eers weet waardeur my gesin gegaan in daai 8 maande wat hulle niks gehoor het van ons nie. Nie eers ons regering het nie eers geweet nie. Dit het 2 maande gevat net vir ons regering om ons op te spoor. Hulle kon ons nie eens opspoor nie. Ons was in een tronk gewees en van daar af is ons geskuif en toe het hulle ons verloor. Hulle het nie geweet waar ons is nie. Anyway, ek het net gaan lê op die bed daai aand, klaar met Sonja gepraat. Dis daar klop aan die deur, dis die hotelmannetjies. Ek kan nie 'n porter nie, is nie 'n porter nie. Maar anyway, die hotelmannetjie. Ja, ek sal hom 'n hotelmannetjie noem van hom. Ek maak die deur toe oop en hy vra my ja, met 'n papier in sy hand, hy vra vir my, is my naam wat hier op is? Ek sê van ja. Hy sê, is ek 'n Suid-Afrikaner? Ek sê van ja. Hy sê, okay, die polisie wil met jou praat. Ek vra van hom oor, wat is dit? Hy sê, hy kan my toe nou nie sê of niks nie. Ek vat toe my paspoort, my selfoon, ek het toen nog gerook op daai tyd. O, die Here het my gered van my rookry op, want ek het 2,5 jaar laas gerook. Ja. Daaroor is ek baie bly, ja. Anyway, vat my sigaret en ek sit daar af, saam met hom na onder toe, na die lobby toe. Ondergekom, toe is daar 2 polismanne, ook in siviele klere, hulle sit nie op 'n bank, hulle lê mos, soos jong kinders deesdae, hulle sit mos nie reg op 'n bank, hulle lê op die derde rugwervel. En ek kom toe daar aan, maar hulle kyk nie eens op na my toe nie. Die hotelmannetjie gaan toe daar na hulle toe, hy sê, dis was vrug potgieter. Hulle kyk op na my toe, hulle praat toe in Spaans, want hulle praat net Spaans daarso. Praat in Spaans met hom, hulle sê nee, okay, ek moet saam met hulle gaan na die polisiestasie toe om 'n verklaring te gaan aflê oor dwelms. Hy kom toe na my toe, hy vertolk dit vir my. Ek sê, wat dwelms? Ek sê, die enigste ding wat ek kan weet is, dis dalk op 'n vlug wat ons ingekom het, dat iemand dwelms aan boord gehad het, of iewers het iemand dwelms gerook of gesnuif, of wat ek wel, wat hulle nie goed is wat doen. En so hulle soek my net as 'n witness statement basis. Ek het agteraf vir hom gesê, alright, ek is bereid om saam te gaan. Hulle het my daar in die polisievan in, maar hulle het nie 'n woord gepraat nie. En ons is toe daar so weg. Nou, van die ouens wat in Afrika was, weet, die strate is pikdonker, is vervalle die plekke val uit mekaar uit. Ons stop toe daar by die hoofpolisiestasie daar in daai area. As Guantanamo is die polisiestasie se naam. Moenie worry, ek gaan nie alles vir julle lees nie, hoor. Dis net vir my op in 'n lyn te hou. Daar gestop by die polisiestasie en hulle vra toe ek moet uitklim en alles, stap die polisiestasie in. Nou hierdie is dis so 9:00 in die aand se kant toe ek daar, dit nou gebeur. Toe die polisiestasie instap, toe sien ek hierso iets is nie reg hierso nie. Want dis 'n 2 verdieping, stap op die trappe, die eerste vloer, sien ek hier is iets fout. Ons Suid-Afrikaanse ambassade is daarso. Die Amerikaanse ambassade is daarso. Ons maatskappy, alle verteenwoordigers, die MD's, alles, hulle is daarso. As klomp ander mense wat ek nie ken nie, wat ook daarso is. Jy weet ek, die ding is, iets is nie reg hierso nie.
Ek wil nog met hulle praat wat ek wil, maar ek is heeltemal eenkant gehou. Ek het vir gesê ek mag met niemand praat nie. Ek ben daar deurgevat na 'n kantoor toe. Toe ek in die kantoortjie inkom, toe sit daar nog 'n Suid-Afrikaner. Nou, as jy buiteland werk, jy kan 'n Suid-Afrikaner spot op 'n mile. So jy kan sien daai man is Afrikaans. As sy mond oopmaak en hy praat hy Engels, jy weet hy's Afrikaner. So ek het hom dadelik herken. Dit is toe Pieter Haxen, die ou wat saam met my werk, of nie saam met my werk, ons is dieselfde maatskappy, ons is op 2 verskillende bote. So ons sien mekaar glad nie. Hy is in die maatskappy vir 14 jaar of 15 jaar. Ek het nog nooit eens van hom gehoor nie. Ons maatskappy is ontsaglik groot, so jy weet nie hoe die kom en gaan en later van almal nie. Anyway, ek is daar gemaak, sit op 'n bank. Dit is maar sifbanke, dit is, ek dink jy sal nie party honde sal eers op daai banke wil slaap nie, so sif en vuil is dit binne die polisiestasie. Soos ek sê, ons mag nie met mekaar gepraat het nie. Na rukkie toe kom daar 2 ouens in en hulle gaan na 'n videokamera toe, staan na 'n videokamera langs die een polisman se tafel. Hulle vat die videokamera toe en hulle verduidelik vir my en Pieter ons moet hulle volg. Ons is toe daar uit die kantoor uit die polisiestasie uit en binne 'n ander gebou in. Nou as jy in die gebou inkom, nog 'n klomp kamers, ons het deur na die een kamer, en die een kamer het 'n groot muur met die plakkaat van die president, daar teen 'n hele muur. Daar's 'n tafel, dobbel liggies en die videokameras wat hulle daar gemeld het. Heel eerste ding wat hier my kop gaan is, mense sien dit op TV, veral nou met ISIS en alles, die executions wat jy sien op TV. En dadelik dink jy, dit is een einde van die prent vir my. Hulle gaan my hier nou afneem, waar hulle my kop afsny of skiet of wat ook al. Of 'n gedwonge verklaring vir my kry. Maar nee, toe was dit nie dit nie. Op die tafel is daar 3 groot checkersakke vol wit poeier wat hulle nou bereken het. Dis nou die dwelms waarvoor hulle ons gevang het. Nou die eerste plek, dit kan nie wees nie. Ek vlieg met 'n rugsak en 'n klein travel bag en Pieter vlieg net met 'n rugsak. So daar's geen manier dat ons daai 3 sakke dwelms in die land kan inbring nie. Ek en Pieter kom op verskillende vlugte in. Hy die 4de Januarie, ek die 8de Januarie eers in die land ingekom. So daar's geen manier hoe jy dit kan doen nie. Ons het daar ingestap, het ons dadelik begin accuse in Spaans nou, dat ons dwelms bring, ons smokkel dwelms. Ons is die oorsaak dat die kinders in EG almal dwelms gebruik, want ons is die ouens wat die dwelms inbring vir die kinders. Ons is die mense wat hulle kinders doodmaak as gevolg van die dwelms wat hulle gebruik. Ons het probeer verduidelik, dis nie ons nie, ek het vir hulle probeer verduidelik, ek is 'n Christen, ek doen nie eers sulke dinge nie, ek weet nie eens wat is dwelms nie, behalwe die wat ek op die TV sien. Dit het op dowe ore geval, hulle het ons daar so bly accuse seker vir 'n halfuur lank. Ons is toe daar uit, ek en Pieter, ons weer uitgevat, weer terug na die polisiekamer toe. Wat ons later ook uitgevind het, daai 3 sakke wat daar was, dit was nie dwelms gewees nie. Dit is 'n poeier wat die Nigeriërs gebruik om by geld te gooi as hulle geld vervals, om vir die regte tekstuur te gee van die geld. So dit was nie dwelms gewees nie. Die een van die polismanne, hy het ons kon vertel, hy is die hoof van die narkotiese bureau. Hy het ons kon vertel wat was regtig in die sakke gewees. Net soveel interessant. As julle gedink ek het regtig ek goed gerook. Alright, ons het teruggegaan na die kantoor toe. Toe ons teruggegaan na die kantoor toe, het ek en Pieter gesplit. Hy het eers in die kantoor ingegaan, hy het sy verklaring gaan aflê. Hy het uitgekom, hy het nie veel gesê nie, toe ek ingaan, lê ek my verklaring af. Maar wat die verklaring basies behels het, hulle het my 3 vrae gevra. Hulle het gevra, rook ek, gebruik ek dwelms en ek het my eie tas gepak. Dis al wat hulle my gevra is, net daai 3 vrae. Hulle het nie vir my gesê, hoor hierso, daai polisman het jou gesien met die dwelms, of hierso is 'n foto wat hulle jou gevang het met die dwelms, of dit is wat hulle vermoed wat gebeur het, hoe jy die dwelms in die land ingekry het nie. Daar is ons niks, maar niks van dit nie. Net daai 3 vrae en dis al. Op daai stadium ons een prokureur, hy kon Spaans praat, so hy het alles vir ons vertaal en vertolk. Ek het hom gevra, nou wat nou? Wat gebeur nou volgende? Maar hy kon my niks sê nie. Hy het gesê nie, hy weet nie wat aangaan op daai oomblik nie. Ons is toe daar uit die kantoor uit. Toe is ons oor na 'n ander kantoor toe. Dis waar die polisiekommissaris se kantoor is. Hy het ons daar ingeroep en binne toe ons daar binnekom, toe ons
ambassadeur van Suid-Afrika, sy verteenwoordiger assignment is hy daar binne. Die Amerikaanse ambassadeur was daar binne gewees. En toe begin hulle Spaans met mekaar praat, wat ons nog nie kon volg nie. Een tolks verduidelik toe ons vooruit. Hulle sê, as ons nie aangekla word voor 10:00 maandagoggend nie, is ons vry om huis toe gaan. So hulle moet ons aankla voor 10:00 maandagoggend. Hulle gaan ons die hele tyd hier so hou in daai kamertjie, in die polisieselle, polisie kantoor. En ons maatskappy sal vir ons daar kos en water bring. Ons is toe daar so uit, ons weer terug na die kantoortjie toe waar ek en Pieter die eerste keer ontmoet het. En hy is vol polismanne waar daar rond staan en net die toe kom al 'n vroumens ingestap, Amerikaanse vroumens, met so groot Indiaan. Hy lyk soos hierdie regte grensvegter mannetjies. Toe vind ons uit, sy is die hoof van die sekuriteitsdetail van die ambassadeur in EG. Toe kom staan sy so voor ons, sy staan soos terug, hy hou selfoon so voorhand, sy neem 'n paar foto's van ons. En ons dog nou, wat is dit nou? Maar sy neem dit nog so dat niemand anders dit kan sien nie. Vra ons nou, wat is dit nou? Sy sê nee, hulle soek proof of life. En sy sê mense verdwyn in EG. Hulle raak net weg die mense. Nou dit is 'n feit in EG, hulle tot vandag toe nog doen teregstellings daarso. 'n Paar jaar terug het hulle nog selfs die mense gevat, daar in die bossing gevat, 4 peloton, en die mense het nooit weer van hulle gehoor nie, nooit weer gesien nie. En dit is nie volwassenes nie. Van die kinders wat ons in die tronk ontmoet het, is 14 jaar oud. En dan word hulle saam in die mans gegooi. So dis oop. So die genocide in EG is nog steeds in gang, is nog steeds erg. En dan worry jy. As sulke dinge gebeur en so 'n hoë persoon van Amerika kom na jou toe en sy sê, dis proof of life om te wys. Ons het 'n foto van jou en ons weet hoe lyk jy, om jy te kan uitken. Dan worry jy. Dan miskien ek gaan nie lewendig huis toe gaan na die storie nie. Hier gaan nou wegraak. Dis die dinge wat ons mee elke dag gesukkel het, beklei het. Dis wanneer gaan ons huis toe? Wat gaan volgende gebeur? Want dis die ander ding daar by die tronk wat jou mal maak. Dus jy weet nie wat volgende gaan gebeur nie. Die Here het daar my in die tronk gesit. Ek praat nou net van myself. Hy het my in die tronk gesit omdat daar te veel geraas om my is. Dis TV, dis die selfoon, dit is my werk, dis drank, dis die honde, buurman, maak nie saak nie. Hy het my daar in die tronk gesit want ons doodstil daar binne. Jou grootste vyand binne in die tronk is tyd. Tyd maak jou mal daar binne. Jy is 23 uur is van die dag as jy toegesluit. Jy gaan nie buite toe nie. Dis net jy en jou selmaat. Ek en Pieter het nie baie niks in common basis nie. So ons kon nie met mekaar praat nie. Ons het in die hele 2,5 jaar het ons seker 2 dae, alle daai gesprekke saamgevat 2 dae gepraat. So ons het nie baie gepraat nie. Daar die Here jou nie gestraf nie. Ja, hy het my dalk gestraf met tyd. Want jy dink aan iets, dan dink jy vir jouself, maar hoekom is ek hier so? Wat het ek verkeerd gedoen in my lewe? Dan hardloop ek so deur al my sondes wat ek gepleeg het, van graad 1 af reg deur hardloop ek. En dan kry ek ietsie en dan steek ek vas, as ek op my knieë en dan vra ek vergifnis vir hom. Dan staan ek op. Dan skiem ek right, nou is ek right. Ag nee, so 2 minute, dan begin jou gedagtes weer. Dan moet nog iets anders, dan moet iets erger wees. So het jy bly hardloop in jou kop van jou gedagtes. Wat het ek veroorsaak? Wat het ek gedoen dat ek verdien het om hier te wees? Ek weet as ek iets fout gedoen het, sou die Here my gestraf het. Hy sou, ek weet nie, iets anders uitgedink het. Iemand sou my 'n pak slaag kom gee of wat ook al, maar 2,5 jaar in die tronk gooi, vir so iets, nee, dit kan nie wees nie. So daai gedagtes bly in jou kop maal, tot jy besluit die dag, Here, en dit het eers gebeur met my in die 2de jaar wat ek daar was. Toe ek besluit en besef, die Here is besig met my met 'n plan. Ek het my hier so ingesit om my skoon te maak van al die sondes, al die dinge wat in my kop aangaan. Hy het my vroeër 'n kans ook gegee toe hy my 4 maande op die boot gelos met COVID, wat ons glad enigste oproep wat ons kon gehad het, is 'n noodgeval met die vrouens en dis al. Selfs na daai 4 maande het ek by die huis gekom, eerste ding wat ek gedoen het, yskas toe gestap en 'n bottel whisky oopgemaak. So dit het my nie eers gehelp vir my drankprobleem nie. En ek dink daar die Here, hy het nie besef nie, hy het geweet. Hy het my daai kans gegee en hy het gesien, jy doen niks nie, laat ek jou maar weer 'n bietjie terugbring aarde toe. My het my soontoe gevat na EG toe. Daar die Here weer dinge aan my geopenbaar, wat ek moet regmaak in my lewens. Meer tyd saam met jou kinders, meer tyd saam met familie. Dit is vir my so belangrik om
om tyd, daar die Here vir my te veel tyd gegee, en as jy buite kom is tyd te min, want een ding wat ek oor spyt is, ek het my skoonpa het gesterf terwyl ek daar was, ek en my skoonpa was baie naby aan mekaar, en ek het nie tyd gehad om hom kom uit te sien. So dis dinge daai wat mens moet aan dink en besef, hoor hierso, help nie jy en jou vrou nou argument en jy gaan slaap kwaad, of sy klim in haar kar en sy gaan checkers toe, of wat ek, maar checkers, hulle kan ook nie eers meer, hulle doen 66 mos nou die. Dit help ook nie eers meer nie. Ja, so daai tyd saam met mekaar is so belangrik. As jy 'n vriend het of 'n familielid het, al het hy jou kwaad gedoen, klim op die telefoon en bel hom en sê, hey, hoe gaan dit met jou? Dis al. Jy hoef nie eers te sê, hoor hierso, ek is jammer oor dit nie, vra net hoe gaan dit. Daai jammerte sal kom, dit sal kom, die Here sal dit werk in jou hart. So dit is nog die enige ding, is tyd asseblief mense. Moenie laat daai tyd verbygaan nie, ons lewens is so kort. Die Here kon ons net so wel gevat het vir daai 2,5 jaar, iets kon my gebeur het. En iets het met my gebeur, ek was amper planke toe gewees, soos ek kan sê. In die eerste jaar het ek malaria opgedoen. Ek het koors gevoel die dag, ek het nie besef is malaria nie. Toe ek weer kry, toe lê ek amper op die grond, het my selmaat my gegryp, het ek omkaar gesak van die koors. Dis nie iets wat jy wil kry daar so in die tronk nie. Hy het my toegegooi met 'n nat handdoek, my koors het 'n bietjie bedaar, hulle het hulp geroep en ek is toe daar na ons mediese stasie toe op die tronk self. Die eerste ding wat hulle wat my kollega toe hulle vra is, hoor eens om 'n toetsie man, kyk of hy malaria het. Nee, hulle het nie malaria testkits daarso nie. Hulle kry dit nie. Anyway, toe kos dit een van die prisoners om te sê, hoor eens, dit is malaria, hy ken malaria simptome, want langs ons was gewees, daar was prokureurs gewees, daar was dokters gewees, daar was wat noem dit, chirurge gewees. Daar was presidente gewees wat saam met ons in die tronk was. Daar was ministers gewees. Die minister van veiligheid was saam met ons in die tronk gewees. En want dis 'n politieke tronk. So sodra jy in opstand kom, jy hoef nie eens in opstand te kom. Jy kan soos die soort mense wat saam met ons in die tronk was. Hulle het hulle naam op 'n lys geskryf. So 'n petisie. So hulle het nie eens getooi soos dit ons hierso maak nie. En hulle al 170 van hulle is in die tronk gegooi. Net omdat hulle naam op daai lys gesit het. So hulle glad nie vryheid daarso nie. Dit is waarom ek sê baie van die dokters en goeters, hy doen dit ietsie verkeerd en iewers is 'n kabinetslid betrokke of wat ook al, tronk toe. 80% ons was 600 mense in hierdie tronk gewees waar ons opgeëindig het. 80% van hulle het nog nie eens voor 'n hof verskyn nie. En dan sit hulle al 2 jaar daar so. Ons is van daai kindertjies wat ek sê wat 14 jaar oud is. Hy het 14 jaar aangegaan. Ons hom ontmoet self 17. Hy het nog nie eens 'n judge gesien nie. Hy is nog nie eens aangekla nie. Hy weet nie waarom is hy daarso nie. Dit gaan tot vandag toe aan. Toe ons ontslaan is, ons was 746 mense of soos wat op eendag ontslaan is. Dank die Here, baie van hulle was van daai kinders gewees. Maar ek het baie gesigte nie daar gesien nie, wat nie daar was daai dag nie, want ek weet, hulle is nog steeds in die tronk. So onregverdigheid, menseregte, daar bestaan nie so iets in EG nie. As ons kinders in die tronk oor omdat hy 'n piesang gesteel het. Nou die probleem is, die mark behoort aan die president se vrou. So enigiets wat daar gebeur, direkte impak, jy gaan tronk toe. Nou, jy kan maar sien 'n kind in die tronk gooi tussen mans oor 'n piesang nie. As jy dit wil doen, slaan jy eerder sy gat en laat hy aangaan in die lewe, maar nie in die tronk gooi nie. Jammer vir daai woord. Maar dat is hoe ek voel. Alright, kom ons kom weer terug waar ons was. Ja, dis toe sy gesê het, die people disappear in Afrika, en sy is toe daar so uit. Ek en Pieter het groot oom na mekaar toe gesit en kyk, en toe begin ons besef hoe ernstig die ding regtig is. Die polisiehoof sê toe vir ons, nee, ons moet nie worry nie, die volgende dag sal ons families kan bel. En ja, dis die eerste van, ek dink seker 10 miljoen leuns wat vir ons vertel is. Maar dit het nooit gebeur nie. Ons is terug in die kamertjie in, het ons selfone toe gekonfiskeer. Op daai oomblik kon ek nog glad nie, Sonja nog niks geweet van wat aangaan nie. Ek kon haar nie bel nie, want in die hotel, my selfoon wil nie werk op roaming nie. So ek het gedink dat ek die polistasie kom, sal ek af van daar af bel. Polistasie kom, verklaring afgelê, al die goedertjies, en het ons selfone gekonfiskeer en ons paspoorte is weggevat. So sy het glad nie geweet wat aangaan nie. Pieter was gelukkig geweest, terwyl hy het hom so
uur voor my het hulle hom gearresteer in die hotel of opgetel in die hotel. Toe kon hy gelukkig sy aflos was in die hotel gewees. Toe laat weet hy hom, asseblief laat weet my vrou, laat weet almal wat aangaan. So gelukkig hy kon die boodskap toe uitkry. Waar ons is en wat gaan aan. Ons het nou daai naweek na dag deurgebring in die kantoor van die polismanne. Daar het nie eens veel gebeur nie. Die wonderlikste ding wat daar gebeur het is die Vrydag, ek dink is die Vrydag aand. Toe vra hy of ons 'n bier wil hê. Ja, ek gaan nie eens vir 'n bier nie. My senuwees was klaar. En terwyl hy sy baas, sy superhoof of wat ek al sê, nee, julle kan vir hulle bier bring. Jep, waar bring hulle bier vir ons? Waar drink ons bier saam met die polisman in die hof? Ag nee, die polisstasie sê ja, dit is 'n baie die mekaar land daai. Nou, dit was my laaste bier ook gewees daarso. Anyway, die naweek het nou deurgegaan sonder enige die Saterdag het hulle ons, of daai toe ons gevat het, was ons taste nog steeds in die hotel gewees. Toe het hulle die Saterdag het hulle 2 polismanne, ons 2 prokureurs, 2 van ons mense van die werk, die verteenwoordigers en die hotelbestuur. Dis hulle na ons kamers toe. Daarso het hulle ons tasse deursoek, alles seker gemaak, daar is nie dwelms in die kamers nie. En gelukkig ons maatskappy het alles opgeneem op selfone. So daar's geen manier dat hulle evidence kon geplant het op ons nie. En dit het ons later gehelp verder in die hofsaak, dat hulle geweet het. Ons het fisiese beeldmateriaal van wat daar gebeur het in die kamer. Anyway, daai maandag het aangebreek. Nou sit jy nou stres. Jy weet 10 uur, as jy teen 10 uur nog nie kom optel dit nie, dan weet jy right. Hulle gaan ons deporteer, ons gaan terug huis toe. Ja, 10 uur het gekom en gegaan. Ek en Pieter was nogal redelik opgewonde geweest oor dit. En net na 10, ek is so 5 minute na 10, 10 minute na 10, kom die 2 polismanne weer terug wat ons gevat het daar so in die hotel wat ons daar opgetel het. Hulle sê nie ons moet saam met hulle ry, ons bagasie vat en alles. Ons doen daar saam met hulle in die bus in. Hulle kan ons dalk nog lughawe toe vat. Meneer, die pad wat hulle gevat is toe nie lughawe toe nie. Stop te voor die hof. En op daai oomblik was my senuwees klaar. Vra toe hulle, kan ek daarom rook? Ek sê ja, kan 'n sigaretjie rook. Ook my laaste sigaretjie gewees vir 2,5 jaar daarso. Het ons ingevat. Nou as jy in die hofgebou inkom, is daar die ry loop so reguit om en is daar so glashokkies soos wat die rokerskamers is party van die restaurante. Maar hy's klein, hy's seker so 4 meter by 4 meter. Hulle ons daar toegesluit binne die glashok, laat almal ons nou kan sien. As jy verby die straat loop of in die hof inloop, kan jy ons dadelik sien. En die beeldmateriaal wat hulle die TV-kameras wat daar was, toe hulle ons gearresteer het, is daai beeldmateriaal is uitgesaai oor die hele EG. Vir dieselfde aand nog, die hele naweek, elke nuus show het dit gehardloop. So almal het geweet, daar is die 2 whiteys, dis die 2 Suid-Afrikaners, dis die ouens wat ons kinders doodmaak, dis hulle wat die drugs in die land inbring. So ons het nie vriendelike gesigte gekry as die mense verby daai glaskas stap nie. Jy kon die haat sien in hulle oë en te verstaanbaar as hulle regtig gedink het ons is skuldig. Dis dit te verstaanbaar. Ons het daar gesit in daai glaskas soos wat in 'n showcase was. Daar is ook gesê, en dit is pertinent gesê deur die president en deur die visiepresident. Is al gesê op TV. Hulle wil 'n voorbeeld maak van ons wat dwelms die land inbring en verkoop aan die kinders. So dis gesê nog voor enige hofsaak niks en dis selfs as daai stelling is gemaak die aand toe die TV-kameras begin loop, daai donderdag aand al. Dis dit al gesê vir die res van die land. Hulle beheer ook hulle internet word heeltemal beheer deur die staat. So hulle sit die internet aan en af soos hulle wil. Daar is ons net 1 of 2 maniere hoe jy kan TV kyk binne in die land. So hulle is baie enclosed en baie beheer die regering oor alles wat ingaan en alles wat uitgaan op die internet. Ons het nog so rukkie aan daai glaskas gesit, toe kom maar 1 kind ingesit by ons. Hy was plus minus so 15 jaar oud. Na rukkie toe kom maar nog 2 kinders ingesit by ons. Maar jy kan sien daai kinders is spierwit, hulle oë spierwit van vrees. Hulle het so gekyk, sit bewe net so voor hulle gestaar. Al 3 van hulle was daar vir eerste oortreding was diefstal geweest, vir al 3 van hulle. Nou as ek so kon aflei met die gebroke Engels, dis minor goedjies, is
inbreek vir kos of vir hemp steel of wat ook al. O ja, super die hemp steel. Die ene wat saam met ons in die tronk was, hy het 'n kind geskiet, omdat die kind sy vrou se hemp gesteel het van die wasgoedlyn af. Toe skiet hy die kind dood. En daai man was in die polisie gewees, hy het 'n hoë rang in die polisie gehad. Hy het 4 jaar gesit vir daai oortreding van hom. Ek en Pieter, ons vonnis ook so vergelyk met syne. Ons het geweet, want ons kan nie langer as 4 jaar sit, want hierdie ou het 'n kind doodgeskiet. Ons is net verdwelm, so ons moet minder as 4 jaar ten minste kry. Ja, dit werk nie toe nie so nie. Maar ons het die kinders jammer gekry, nadat ons hulle storie nog gehoor het. En na rukkie toe kom maar nog 'n iemand anders, toe is die pa van een van die 2 kinders wat by mekaar sit. Toe die kind sy pa sien, toe sy groot oë en alles, en wat ek nou kon aflei na die tyd wat die kind my vertaal het, is, sy pa het soontoe gekom, nie om hom te help nie. Sy pa het soontoe gekom, nou jy praat van die kind is 14, 15 jaar oud, om vir hom te sê, hy soek hom nooit weer by die huis nie. Hy het soontoe gekom om sy kind af te skryf, om te sê, jy is gebraag, jy is gemors, ek soek jy nie weer terug in die huis, ek soek jy nie weer nergens na by ons nie. Hy kind het so uitgebaar sy trane daar so binne, en dis nie dinge wat dis nie reg nie, die mens werk nie so nie, man. Maar ja, ek weet die Here gaan werk nog met hulle, hy is nog nie klaar met hulle daar binne nie. Toe ons nou van daai glaskassie af, dus ons nou begelei binne die judge chambers in, deur ons 2 prokureurs. Pieter het voorgestap, ek het agtergestap saam met ons 1 prokureur wat kon Engels praat. Hy sê toe vir my, hy fluister toe so my ore, maar as nou in Engels, hulle weet die aanklagtes is nie waar nie, want het iets te doen met Suid-Afrika en AG op 'n diplomatieke vlak. En dat ons werkgewer SPM ons nie sal los nie. Nou die advokate van ons, hulle werk vir SPM self, ons maatskappy het hulle aangestel om te kyk na ons. So is glad nie deur die staat gedoen of niks nie. Dit is vir ons so baie beteken dat SPM weet ons is onskuldig. En laat ons vrouens en almal weet buite ons is onskuldig, want dit op die einde van die dag is dis my naam wat daar buite is. En jou naam beteken so baie. As jy jou naam opneem, jy gaan jare sukkel om hom weer skoon te kry, as jy hom ooit weer gaan skoon kry. En so is vir my so baie beteken dat almal daar buite weet ons is onskuldig. En dit is weer eens bewys in die wonderlike kerk wat Sonja hulle aangesluit is. Volgens my, niemand het ons gejudge en gesê, julle is skuldig nie, julle is onskuldig, en dit is die feite. So daar weer dank ek die Here daarvoor, dat almal hier buite geweet het, wat is die waarheid? Want soos die Here ook sê, is, die waarheid sal ons vrymaak. En anyway, ons is daar in die judge se chambers ingelei, ons het hulle stoele so in so U-vorm, ons het daar gaan sit, die judge was daar gewees, die aanklaer, en langs my en Pieter het ons 2 prokureurs toe gesit. Sy haal toe so 'n bruin koevertjie daar uit. Sy maak dit oop. Dis daar 3 ampoules, hulle lyk soos sigare. Wat jy nou op TV sien. Met bitpoeier in. Sy vra, ken ons die goeders? Ek sê nee, ons ken dit die eerste keer wat ons dit nou sien, die bitgoeders. Sy lyk te verbaas en die staatsaanklaertjie lyk toe net so verbaas. Maar nou het hulle al klaar die evidence verander, want dis nie die evidence wat hulle gehad het, wat hulle ons eerste plek by die polisiestasie gewys het nie. Nou is die 3 sakke poeier, nou is dit sommer van die tafel af, nou is dit sommer weg. En presies dieselfde 3 vrae, rook julle, met julle dwelms gebruik en julle eie taste gepak. Dieselfde 3 vrae wat 3 judges ons toe gevra het. Ons selfde antwoorde, nee. Sy sê toe vir die aanklaer, ja, maar daar is nie genoeg evidence nie. En dis toe wat hy met haar praat en hulle verduidelik toe ons moet uitstap, ons die prokureurs moet toe uitstap. Prokureurs gaan sit daar toe al buite, ons is weer terug in die vistank in. En ja, ek het hom nader om al so 'n vistank gemaak. Ons het daar gesit en wag. Nou, dit was die oggend vroeg gewees, so maar 12 uur se kant was ons klaar gewees. Daai middag, seker hier so net so voor 5 uur, want hulle begin die hof al toemaak. Toe stop haar bus voor die hof, nou jy kan uitsien buitekant toe. Op daai oomblik het ons nog steeds gehoop, wel, as niks evidence, sy het gesê daar is die evidence nie. Daar is nie genoeg getuies nie, so ons sal kan huis toe gaan.
Maar ja, dit het alles in mekaar gesak toe ons daai bus sien na buite en ons sien dat dit die tronk se bus is, wat die prisoniere kom laai. Ons toe bly sit en die ander prisoniere toe begin uitlei en in die bus ingesit. En toe kom hy na ons toe die official. Official is maar die opsigters daar vir die wagte. Kom hy na my toe en of na my en Pieter toe, hy lei ons toe daar uit en gaan vat ons reg na die bus toe. Toe besef jy, dis nou die begin van die einde. Ek was nog nooit so bang in my lewe gewees nie. Ek was nie weermag gewees, ek was nie polisie gewees. Ek het dinge gesien, maar wat my nie voorberei het om in 'n bus te klim wat rond toe gaan nie. Ons in basis in die bus ingeklim. Almal het dadelik na ons gekyk, ons enigste twee wit ouens daar tussen al die klomp. Opgekyk na ons toe, gelukkig geen kommentare gemaak of so iets nie. Die official het toe by ons kom sit ook. Ons het toe daar so weg, op pad aan die tronk toe. Dis toe ons op pad is na die welbekende Black Beach tronk, wat so berig is. Dis toe na die Black Beach wat so alom bekend is. Tot vandag toe nog word daar steeds mense doodgemaak in daai tronk. Van die mense daar binne gaan nog steeds vandag dood as gevolg van hongerte, as gevolg van vuil kos, daai tipe dinge, dit is nog steeds daar, het gebeur nog steeds. Die tronk is baie overpopulated. Hy is gemaak seker, as ek moet skat, seker vir sê maar plus minus 100 prisoniere. Die aand toe ons daar instap, toe was daar seker maklik hier naby 600 gewees daar binne. Nou die saal is seker so groot soos die kerk binne. Soos 6 selle, 3 aan die kant, 3 aan daai kant, en jy kom so in die kant se deur in, en dan die rest van die mense slaap almal op die grond. Ons is daar aangekom by Black Beach, al die prisoniere is toe uit die bus uit. Ek en Pieter is toe teruggehou, ons is een kant toe gehou, en is toe dieselfde official weer na my toe kom, en hier is een keer waar die Here my ook begin aanraak het ook. Kom die official na my toe, en hy gee my 'n drukkie. Dit is die eerste keer in my lewe, dat 'n swart man my 'n drukkie gee, dat ek niks doen teenoor hom nie. Ek het dit nie toegelaat ooit in my lewe nie, handskud miskien, ja, maar jy gee my nie 'n drukkie nie. Daar die Here my hart sag gemaak, en wat hy vir my gesê het, die official is, moenie worry nie, al sal reg uitwerk, moenie worry nie. Hy het ons toe ingelei, jy gaan in binne so klein kamertjies wat jy so basies so deurgaan soos hulle jou inboek. Deur ons bagasie gaan al ons medikasie afgevat. Pieter was nog op sy medikasie vir die antidepressies, so hulle dit alles weggevat. Het ons selfone weggevat. Selfone, my tablet, want hulle die polistasie het nie die tablet gekom seker nie, hulle het hom gevat. En al ons geld ook het hulle by ons weggevat, maar soos hulle die geld wegvat, verduidelik hulle ook vir ons, hoor jy sommer, jy het geld nodig al binne in die tronk. So as jy geld invat, steek dit net weg. So, is dubbelsinnig. Ons vat jou geld, maar jy moet geld invat om te kan belewe daar binne. Anyway, ons studeer deur dit, uniforms gekry, dit aangetrek, en die laaste plek waar jy stop, daar is so 'n groot boek, dat jy nou jou naam moet inskryf. En ek vra van hom, waarvoor is die boek nou? Hulle sê, is nie sluit, jy kan brood kry in die oggende. Jy kry so een klein droë breidrou, sodat jy net kan brood kry in die oggende. Anders kry jy nie brood, as jou naam nie op hy lys is nie. Ons is toe daar deur, en dis waar die official stop. Hy stop toe, hy gaan nie uit die gebou uit nie. Daar kom toe 'n prisoner van die gronde af na ons toe aangestap, ook maar 'n groot local, hy praat goed Engels toe ook. Hy sal toe ons guardian of wat ek al wees, binne die tronk in. Want die officials gaan nie binne die tronk in nie. Dit word streng beheer deur die gevangenes daar binne. Hulle beheer alles, soos wat jy op die TV sien, dis hoe dit werk daar binne. Hulle het mag oor alles daar binne, en niemand interfereer daar binne nie. Ons daar deur saam met hom, hulle het so kort jaar dat jy met deurstap, tot voor jy nou by die saal kan uitkom. As ooralste mense, ek weet nie, as ek 300 omtrent na buite ook aan die vierkant gewees, waar jy so deur nou moet stap, en elkeen sy vra, almal kyk jou aan, en ja, jy staan maar uit oor jou veldkleur daar so ook. En die ander ding is, almal herken jou, want jy was op die TV gewees, en hulle TV's binne in die tronk. So hulle weet presies waarvoor jy daar is, wat het jy gedoen,
So hulle begin al klaar dink, hoe kan hulle jou uitbuit? Wat kan hulle kry van jou af? Anyway, ons toe begeleid deur hierdie prisonier. Eerste plek wat ons toe ingaan is basies die kombuis wat jy kan sê, is maar net 'n groot vertrek. Want hulle chopping blocks die kant, en dan sit sulke groot blokke gevriesde hoender wat hulle aan neergooi, wat hulle nou opkap met die hamers, met die byle. Kap dit op. Maar jy kan sommer sien, dit lyk nie asof hierdie bangle van my verskoen alweer hier rond. Dit lyk nie asof, dit kan nie hygiënies wees nie, maar dit is op die grond, die bloed lê daar, loop daar rond, jy kan daai reuk kry, dit is nie gesond nie. Gelukkig is ons daar deur, en toe maak hy nou die groot staaldeur oop van die gebou. Maak hom oop, en dit is pikswart daar binne. Niks ligte aan nie, is net een groot TV, want hulle sit in sokker kyk. En toe ons aankom, al wat jy sien is wit oë en wit smaal, dis al wat ons sien. Hy hele groot vertrek. En vandag kan ek daaroor lag. Daai oomblik toe ek dit sien, toe besef ek, hier is die einde van my. Waar in Suid-Afrika of waar in enige ander tronk gaan jy instap, tussen 300, 400 swart mense, en jy gaan lewendig uitkom, of sonder hou, sonder 'n skaar, sonder 'n sny, sonder 'n klap. En dis daar waar die Here sy hande so om my en Pieter gemaak het. En ons toegemaak het binne 'n kokon. Niemand het ons ooit aan ons geslaan nie. Niemand het ons ooit gevloek of beledig of geskop of wat ook al nie. Niks van daai dinge nie. En ek weet vir 'n feit in Black Beach, die mense word verkragt daar binne, die kinders word verkragt daar binne. Hulle word doodgemaak. Op average word daar, as ek nou mooi kan dink, daar's 1 of 2 persone per week word daar doodgemaak binne in die tronk. Daar word nie vrae gevra nie. Die lijk word net uitgesleep na buite toe waar die offisials hom kan kry en hulle vat hom weg. Hy word begrawe en daar word nie vrae gevra daaroor nie. So ek het geweet ons is in groot moeilikheid hierso. Ek het nie op daai oomblik besef wat die Here mee besig is nie. Ek het nie besef hy is met ons daarso binne nie. Dis is as ek terugdink, dit is ongelooflik wat God ons gedoen het en waar ons daar al in 'n kokon toegemaak het. Ons is toe daarin, ons is toe na die eerste sel toe op die linkerkant toe begelei. Daar het hulle ons neergesit, daar was 2, 4, 5, daar was 5 bankerbeds gewees, so aan die kante van die muur. Hulle was vol gewees, daar was slaapplek op almal gewees. Ons is ingelei, daar was 2 stoele vir ons neergesit, ons daar gesit. Dis toe hulle vir ons begetel het van die reëls, regulasies, wat ons moet doen, wat ons nie mag doen nie. Een van die dinge ook aan daai aand, later die aand toe ons uitgaan toilet toe, toe sê daai ou wat ons nou begelei het, toe sê hy nee, hy sal saam stap, sodat die mense kan sien, hy is saam met ons daarso. Dat ons nou basies veilig wees onder sy bedekking, onder sy beskerming. So het ons al die reëls gelees, gesê wat daar is. Daar het jy weer eens gevoel asof jy na die dal van doodskade weer is. As geen vriendelike gesigte daar binne nie. Die ou wat saam met ons een kamer gedeel het, hy was 'n convicted murderer gewees. Die ander ene was 'n rapist gewees, ek weet nie hoeveel vrouens het hy verkragt nie. So dis nie nice mense daar binne nie. Op 'n stadium toe kom die hoof van die president van die tronk, is ook 'n gevangene. Toe kom hy nou afstaaf van sy troontjie af. Toe kom hy na ons toe stel hy homself voor, toe sê hy kan redelik Engels praat. Hy het self voorgestel aan ons en hy het vir ons hier weer die reëls regulasies gelees en hy is toe daar so uit. Ek en Pieter deur die nag, ons het die toilet toe, ons het gaan stort. By storte ook, daar moet jy betaal om te stort. Water is nie verniet nie, jy moet jou water koop daar binne. Ons moes betaal om te stort, ons het nie geld gehad nie, maar hulle verstaan, ons ons eerste aand. Daai geld wat gebruik word vir die kinders gegee. En die kinders maak die storte skoon, hulle maak die tronk skoon binne, so hulle kry 'n bietjie geld daarvoor om vir hulle te kan kos koop. Die skoonmaak goed word gekoop uit daai geld uit ook. En ook 'n groot gedeelte van daai geld gaan terug na die president toe wat die tronk nou beheer ook. So dis 'n groot korrupsiespel daarso binne. Die kinders, basies al die kinders het 'n klein stalletjie, 'n klein tafeltjie wat hy kos op gaar maak, oliebolle, koekies wat hulle verkoop binne in die tronk. Dis net kos, want dis die enigste kos daar binne wat jy kan eet, want hy ou wat ons begelei het ook, hy het vir ons gesê, moenie die kos eet nie. Selfs nie die locals eet daai kos nie. Jy gaan hospitaal toe gaan as jy daai kos eet. So ons het glad nie eens daaraan gedink. Ons moes ons eie water koop. Gelukkig het Pieter daarom 'n paar rand weggesteek gehad by hom,
wat ons kon gebruik het vir die water. Daai aand, toe gebeur daar weer 'n wonderwerk van die Here af. Soos ek gesê het, al die bankerbeds was vol gewees, as 'n slaapplek vir my en Pieter gewees nie. Toe is daar 2 van die gevangenes wat hulle beddens vir ons gee. Nou, hulle is dieselfde ouderdom as ek ook omtrent. So ek kan nie vir hulle gesê, ja, as moet ek ouer is as hulle is. Nee, gee hulle beddens vir ons. Nou, jy kry dit nie in die tronk dat 'n ou jou sê bed vir jou sal gee sonder dat jy vir hom iets moet teruggee nie. En ek was nie bereid geweest om niks terug te gee nie. En dan het ons hulle beddens vir ons gegee en ons kon dit nie verstaan nie. En dis weer eens waar die Here my hart sag gemaak het. En vir my gewys het, hoor, daar is menslikheid, maak nie saak waar jy gaan nie. Daar is menslikheid, daar is baie van daai mense daar binne ook. Dis waar ek die meeste gebede gehoor het in my lewe, is binne in die tronk. Meeste gesingery. Hulle het in die oggend begin sing. In die middag en in die aand het hulle gesing. Die hele dag deur. Dis wonderlik eintlik daar binne om daai gedeelte te van hoeveel gebede gaan daar op. Ek dink dis waarom die Here en Jesus moet in die tronke wees. Want as jy vat, die Here sê vir ons, wat 2 mense by mekaar is, daar sal hy ook wees. As jy vat, hoeveel gebede gaan daar nie uit die tronk uit op 'n dag nie. Dis continuous, dis nie soos ons in die kerk het in die oggend, wanneer daar diens is, niks meer daarna nie. Dis elke minuut gaan daar gebede uit die tronk uit op. So, as jy God wil ervaar, jy sal ervaar in die tronk, as jou hart reg is. Ja, soos ek gesê in die preke gaan geweldig op in die tronk. Daar waar ons ook was, daar is ons nie diakens of kapelane in die tronk nie. Dit is die gevangenes self. Hulle bid vir mekaar. Daar is van hulle wat 'n bietjie sterker in die geloof is. Hulle bid dan vir die ander mannetjies. Daar is 'n kerk ook binne in die tronk. Ek het nog nooit niemand daar binne gesien nie. En die ouens mag hom nie gebruik nie. Hy is toegesluit. Ek en Pieter het die voorreg gehad, toe ons nou geskuif het, van die een deel na die ander deel, om wel daai gedeelte van die kerk te gebruik. Maar die kerk is maar klein. Ek dink hy sal seker 10 mense kan hanteer binne ook. Ek kan net meer my storie vang hierso. Ja, maar daai aand het God ook weer vir my bewys, hy is met my. En die 2 beddens is vir ons afgestaan. Ons het daai aand geslaap, ons het nou nie regtig rustig geslaap nie. Maar jy is maar bang, jy is maar skrikkerig, jy is in 'n tronk, jy is tussen klomp kriminele. En soos jy nou kyk op die TV is, as jy iets doen, dan verwag hulle, of hulle iets vir jou doen, hulle verwag iets terug van jou af. So wanneer gaan daai payment nou kom van hulle af, wat hulle vir jou nie verwag? Ek weet, toe ek en Pieter ook gestap het na die toilette toe, het ons verby klomp Nigeriërs gestap, nou hulle is bekend vir dwelms. Dadelik het hulle ons probeer bevriend, om te hoor wat kan ons vir hulle gee, wat kan ons vir hulle kry. So hulle van hulle besef of gedink, hoor jy, ons is regtig skuldig, ons kan dwelms vir hulle gee as hulle wil hê. Gelukkig nie gebeur nie. Ons het daai maandag aand was ons by Black Beach gewees, die Brugte tronk. Vroeg die volgende oggend opgestaan, ek gesien, hey, my skoene is daar nog op die vloer, is nie gesteel of niks nie. Vinnig aangetrek, en toe kom haar official na ons toe aangehardloop, want toe staan ons al by die draad ook al. Toe sê nie, ons moet terug gaan, ons moet ons gewone siviele klere gaan aantrek, ons moet na die director toe gaan. Na die director se kantoor toe, daar aangekom, hy was baie haastig geweest. Ons is daar op 'n Land Rover gegooi, ek en Pieter is geboei, voete in die bene, agter op die Land Rover gegooi, en daar het 2 wagters aan ons opgeklim met AK-47's. Ons het geskien, wel, nou gaan ons dalk lughawe toe, want toe ons daar wegtrek, toe is ons in die rigting van die lughawe. Ons het bly geraak, oor ons geskien maar uit, yes, ons gaan nou huis toe, ons gaan op daai vlug gaan. Ons is voorbij die lughawe gery. En dan sak jy moed in jou skoene, want jy weet, ander kan die lughawe, as niks is net bos. Dadelik kry jy al klaar weer die prentjie van jou kop. Dan gaan jy nou veld te vat, hulle gaan jou skiet, niemand sal ooit hoor van jou nie. So daar het jy klaar begin twyfel, klaar weer baie bang geword. En toe sê ek ook vir Pieter, wel as hierdie drywer ons nie doodmaak nie, want hy het soos 'n maniak gery, dan gaan ons nou doodgemaak word in die veld.
Hy het dit ook so besef. En hy was ook op dieselfde punt as ek gewees. Met sy depressie het hy nog verder laer gesak as wat ek gesak het op daai oomblik. Ons het by die lughawe gery en verder aan toe draai ons by nog 'n hek in. Dit was die militêre basis gewees, militêre deel van die lugmag gewees, wat ons nie van geweet het nie. Daar so het 'n vliegtuig vir ons gewag, 'n klein 2-proppens vliegtuigie. Hulle het ons daar opgelaai. Ook weer 'n hand in boeie, voete en die bene, wat ons ook geblinddoek. Die eerste keer wat iemand 'n blinddoek oor jou kop trek, dis 'n aardige gevoel. Jou kop begin dadelik triek speel. Jy sien dadelik alles weer terug te kom na ISIS toe, jy sien al daai tipe dinge wat gaan gebeur. Jy word geonthoof. Maar jou senses, alles word so vinnig afgesny as leeu blinddoek. En dit laat jou gedagtes rondhardloop. Jy raak regtig bang. Jy is daar op 'n vliegtuig, die boeie vas. Ons bene word gekruis, oom met myne en Pieter se, en dan vasgeboei. So jy kan nie beweeg regtig nie, jy's vas. Agter jou AK's op die vliegtuig. Ek en Pieter het nou wel opleiding. So ons het gesien, die AK's is nie op safe of niks nie. Hulle is op full automatic mode. So is dit 'n dom ding in die eerste plek om met 'n vuurwapen op 'n vliegtuig te klim. Anyway. Maar ja, jy het nie daaraan gedink nie. Ons het daar opgestyg en op daai oomblik was my senuwees klaar, my vrees, my hoop om daar uit te kom was weg gewees. En dis die eerste keer in my lewe en dit sal die laaste keer ook wees wat ek vir die Here gebid het en gesê het, Vader asseblief, laat hierdie vliegtuig net val. Dat ons almal dood is en ek weet my vrou en my kinders almal kan aangaan met hulle lewens. Dan hoef hulle nie meer te worry oor my nie. Dank die Here, hy het nie daai gebed vir my verhoor nie. Ons het toe geland. Dis toe nou op die mainland self van EG. Daar het hulle vir ons gewag by 'n bussie. Daar was weer 'n klomp wagte gewees. Klomp militêre ouens was daar gewees. Ons afgelei van die bussie af. Daar het ons boeie losgemaak, kopdoeke afgehaal, maar het ons weer heeltemal deursoek. Van kop tot tone weer heeltemal body search gedoen. Weer die doeke terug op ons kop, boeie op, terug in die bussie ingeklim. Hy het nie 'n woord met ons gepraat of niks nie. As jy op die bussie klim, dan boei hulle jou weer sommer so vas in die sitplek ook, so daar's geen manier van wat jy kan uitkom nie. Al wil jy probeer. Dus vandaar wat ons gereis het so 10-15 minute, toe kom ons by, soos die ouens wat as jy al Jurassic Park gesien het, daai groot staldeure, kom jy by hulle nou, hulle maak hulle oop, dan trek jy in, dan maak hulle dit agter jou toe, dan is jy so basies in 'n drukgang. Nou daardeur soek hulle die voertuig bo onder en binne ook. Ons is daar uit om uitgery, dus is binne 'n volgende drukgang in, soos 'n dubbel garage, as my so kan sê. Ook die deur voor, deur agter, hulle het hom maar toegemaak. Ons is nog steeds geblinddoek. Het ons uit die bussie uitgelei, ons van daar maak staan. Nou my blinddoek kon ek so klein bietjie sien, as al genoeg lig is, dan kan jy so klein bietjie deur om sien. Toe sien ek, ons staan voor hierdie groot electricians en die ouens wat werk in die industrie sal weet, dis 'n groot kragboks met die dubbeldeure. Maak hulle hom oop. Toe is daar nou die services, is die pype en die kabels wat so afloop. Toe maak hulle daai paneel ook oop. So dis 'n vals deur wat hy daar gehad het. Dus daar stel trappe wat afgaan onder die grond. Alles is daartoe afgelei. Daaronder gemaak staan weer. Die blinddoeke afgehaal. Voetboeie het hulle afgehaal en het ons toe daar in die selle ingedruk. Daar's 4 selle daar ondergronds. Hulle het kameras daar binne, hulle het die helder ligte daar binne. Al die goeders wat jy sien op TV wat hulle met torture, speakers, alles, hulle by jou bed self is daar 'n ketting met stel boeie aan. So as jy regtig mal raak, sal sluit hulle jou vas in die bed. Hulle ons daar deursoek weer, waarom weet ek nie. Weer deursoek, ons is in elke sel in. Ek en Pieter was op daai oomblik enigste 4 ouens gewees ondergronds daarso. Dis wat hulle noem solitary confinement nou deesdae. In die tronk in die selle ingesit, dan moet jy nou omdraai, met jou rug na die deur toe stap, dat jy jou boeie kan afhaal. En ons is daar gemaak, sit in die selle is klein, die selle is basies 2 meter by 2 meter square. Jy kry jou bed, 'n bankerbed, en dan kry jy jou toilet, jou wasbak, dis al wat daar binne basies is.
En jy het glad nie beheer oor die ligte nie, al die ligte word afgesit en aangesit van die buitekant af. Dis ten volle in beheer van hulle. Ek en Pieter kon nie praat met mekaar nie. Vir die eerste 2 dae het ons glad nie met mekaar gepraat nie. Ons het nie geweet of ons mag nie. Hy kan so 'n bietjie Spaans gepraat het, so hy vra die official toe, hoorie, kan ons dan praat met mekaar? Die official sê toe, ja, nee, ons kan praat. Dus toe die eerste keer dat ek en Pieter kon begin praat en probeer die ding uitredeneer, wat het regtig gebeur, wat is aan die gang? En nog steeds, ons kon nie, jy kan nie sin maak van dit nie, want dan dink jy wel, hulle het goed in ons taste gesit toe ons nie so by Johannesburg weggespring het. Maar dit kan nie wees nie, want Pieter het 'n rugsak gehad. So, dis dinge so dit wat nie sin maak nie. Anyway, ons is daar so, ons was vir 6 weke daar aangehou, ondergronds, wat ons nie die lig kon sien nie. Na die eerste 2 weke, toe kon ons uitgaan 'n ure dag, maar dit het ook nie volgehou nie, want omdat jy nie buite kan sien nie, sê die official vir jou nie, maar het reën buite vandag, jy kan nie uitgaan nie. Dan bly jy maar daar binne. Na 2 weke het ons, het ek my eerste Bybel gekry, en ek het foto's gekry van Sonja en van die kinders. Ek het dit opgeplak onder die bankerbed, laat ek nou kan kyk na dit in die aande. Dit het gehou seker vir 2 dae. Toe is daai foto's besig om my mal te maak. Ek kon glad nie meer daarna kyk nie. As ek daarna kyk, het ek uitgebars in trane. Ek het dit toe afgehaal en binne my Bybel, binne die bankerbed bo onder sy matrasie gesit, want toe kon ek glad nie meer daarna kyk nie. Ek dink ek was op daai stadium gewees dat ek nie hulle gesigte wou sien nie. Ek wou net gedink het hulle is daar so, hulle is veilig, maar ek wil hulle nie gesien het voor my nie. As jy so in solitary confinement is, daai stilte, jou kop hardloop weg met jou, jou gedagtes bly mal by jou, jy probeer argumenteer met God, waarom het jy my hier so gesit, wat het ek verkeerd gedoen? En jy kry nooit antwoorde nie, jy bly mal die hele tyd in jou kop. Sodra jy dink jy weet, dan hardloop jy die Bybel alweer met jou kop rond en sê, nee, kan nie dit wees nie, het moet iets anders wees, jy moet bly soek. En dis wat jou stelselmatig mal maak. Gelukkig na die 2 weke soos ek sê, het ons daarom 'n uur op 'n dag, kom ons sê 'n uur in 'n week laat uitgaan. Maar ek kon sien, want ek kon van die CCTV kameras sien wat buite gekyk het. So ek het gesien wanneer die official vir my kom lieg. Want hy het my sê het reën buite. En sê vir my, jy lieg vir my. Ek kan dit sien het reën nie buite nie. Maar wanneer sy rug gedraai en weggestap. So dis dinge so daar wat jy op krap is. Jy vra vir goeders, dan word daar vir jou gesê ja, hulle sal. Nooit antwoorde gekry van hulle af. Nooit 'n bietjie gesê hoe is ons verstaan ons weet of ons dink jy is onskuldig nie. Hulle het jou altyd hanteer, jy is skuldig, klaar, finies en klaar. Ons minister en ons president kan nie fout maak nie. Ons is daar die 2 weke, so 6 weke het ons onderspandeer. En na 6 weke in een van die dae wat ek uit was buite toe, hulle vat jy na so 'n ontspanningsarea toe wat jy nou 'n bietjie kan loop en oefen. Daar het ek weer vir die Here gevra vir die 2de keer. Vra ek vir die Here asseblief, Vader God, moenie my doodmaak nie, want ek sal nie sê ek sal nooit my lewe kan selfmoord pleeg nie. Ek is te lafaard daarvoor. Asseblief, laat dit die wegraping wees. Laat dit die einde van die wêreld wees. Want dan weet ek kan my vrou, my kinders sien. Ek kan weer by hulle wees. Ek sal alright wees. Die Here sal my nie verkwalik omdat ek myself nie doodgemaak het nie. Die wegraping moet my gevat. Dit is seker goedjies wat mens aanvaardig vasgryp en maar die Here is so stelselmatig afbreek. Tot die dag wat jy besef, hoor jy so, God, ek is niks nie. Ek is niks sonder U nie. So ek sê, jy kan daar op en af spring, skree. Niemand gaan jou help daar binne nie. Al wat jy hier daar binne gaan help is God alleenig. Dit is my besef. Ek is nie terug. Ek het op my knieë gegaan en voor die Here weer vergifnis gevra. Maar in die 2de jaar het ek ook my gebede verander. Ek het nie meer gevra nie. Ek het meer dankie gesê. Ek het vir die Here begin dankie sê. Dankie, ek gaan huis toe. Dankie vir die brood wat ons vandag gekry het. Dankie vir dit, dankie vir dat, Vader Here. Dankie vir die voëls wat oor ons gevlieg het. Dan staan jy daar buite en wag jy dat die 4 papegaaie na hier oorvlieg. Dan weet jy, right, God is nog daar, hy kyk nog vir my. Dis seker jy gryp aan alles vas net om kop bo water te hou die hele tyd. Waar was ek gewees?
Ja, jy spook heeltyd met jou swart gedagtes daaronder in die gat. En soos ek sê, ook tyd is jou grootste vyand daarso. Maar ek dink dit is die Here se manier om hy stilte vir jou te gee. Hy sit jou daar in die tronk, niks kan jou aandag aftrek nie. Hy gee jou genoeg tyd om deur al jou gedagtes te hardloop. En ek dink dat hy stilte en hy vrede in jou hart kan ervaar en weet, God is met my, Jesus is met my, die Heilige Gees is met my. Ek het eendag ook buite geloop, ook 'n beswaarde dag gehad, en ek het net begin bid, en die Here het begin dankie sê. Ek het net so vir myself gesing, want ek kan nie hardop sing nie, want dit klink nie mooi nie. Dus sing ek net so vir myself, en ek dank die Here vir alles. En dit is ewe skielik asof die Here my net so van agteraf gegryp het, en net so smile op my gesig gesit het. Maar die vrede en die kalmte, ek wens ek kan dit elke dag belewe, wat God oor my hart gebring in daai dag. Hulle kon my niks doen daai dag nie, as slaan hulle my met kettinge, ek so niks gevoel daai dag nie. Maar ek het geweet, God is hier so binne my. En dis die gevoel, ek wens almal kan daai gevoel ervaar van daai vrede, daai rus wat God vir jou gee. Soos die woord ook sê is, ons moet ons probleme na hom toe bring. En dan moet ons in rus gaan, of ons moet in vrede gaan. Want ons moet by God in rus staan, as ek het mooi kan verstaan het, verduidelik. So ek gaan my probleme na God, hy trap het stikkend, en dan staan ek daar so en wag by hom. Ek staan in sy skaduw en ek wag, en ek weet, hy beklei die geveg vir my. Ek het ook besef daar soos, ons beklei nie teen die mense nie. Ek het nie een van die mense daar binne beskuldig en gesê, dis as gevolg van jou wat ek hier so is nie. Ek het nie die president, of die vice-president beskuldig en gesê, dis as gevolg van julle wat ek hier so sit nie. Ek het geweet, Satan wat agter die hele ding is. Sy demone. Ek het my Bybel 3 keer deurgelees in die tyd wat ek daar so was. En elke keer is dit asof ek 'n nuwe boek lees. Dus, hy gee nooit weer dieselfde antwoord wat hy vir jou gegee het. Dis elke keer iets anders, elke keer 'n ander storie wat jy raak lees. En dis waar ek raak gelees het van die Here wat gesê het, of God wat gesê het, is die demone wat ons aanval. Elke land, elke provinsie wat ook al het 'n demoon wat in beheer is van daai area. En ek weet, dis waarom dis daai demoon in Egypte wat teen ons beklei het. En ek het hom vir God gegee en gesê, God, dis jou probleem hierdie. Ek kan nie teen 'n demoon beklei. En God het hom afgedra en hom plat gedruk. En dis waarom ek vandag hier so is. So dank aan God wat God vir ons gedoen het daarso. Op baie oomblik is ons nog steeds geweier om prokureurs te sien of SPM te praat. Ons het wel die briewe gekry en die foto's gekry en ek het daar my Bybel gekry. Alles het redelik kalm begin raak. Mense begin vrede maak met waar jy is. Toe kom die eerste hofbeslissing of judgment. Het was binne die tronk self gewees. Dieselfde judge en dieselfde aanklaer was daar gewees. Selfde vrae is vir ons gevra. En na 'n kort rukkie toe sê sy weer eens, daar's nie bewyse nie. Julle gaan binne 'n kort rukkie gaan julle huis toe gaan. Want Pieter het op die punt gestaan om te trou daai oomblik. Hy het van gesê, gaan ek nog by die huis wees voor die einde van die jaar om te kan trou. Toe sê sy vir hom ja. En ja, dis nog een groot leen wat vir ons vertel is daarso. Ons het weer terug na ons selle toe, niks weer gehoor daarna nie. So 2 weke daarna toe is daar weer 'n besoek, word daar 'n besoek vir ons gereël. Toe sit ons een prokureur en die dokter wat ons kom besoek. Maar geen besoekers mag na die tronk toe kom nie. Hulle vat jou altyd uit. So ons is weer geblindoek, geboei, weer saam met die klomp AK-47's. En toe vat hulle ons na 'n groot hangar toe waar die vliegtuie bære. Daar ingestap, staan daar weer omtrent 'n hele peloton met die AK-47's. Hulle begelei ons toe op na die trappe toe bo. Daar sit ons prokureur en die dokter. Daar is ons vol verwagting, ja, die prokureur gaan vir ons goeie nuus bring oor die hofsaak wat nou verby is. Die dokter het ons gevra, hoe voel ons, wat, bloeddruk en daai goeders gevat. Hy sê nie, ons is alright. Die prokureur, ons vra hom toe nou, wat gaan aan? Vertel ons 'n bietjie meer. Hy sê nee, hy kan niks vir ons sê nie. Daar is ons hoop en daar is ons verwagting, alles weg. So daai hele trip het vir ons niks beteken nie. Dit was net 'n manier gewees om te sê, right, EG is bereid dat die prokureur en die dokter daarom ons kan sien. Maar verder niks nie. Die prokureur is vir hom gesê ook, hy mag niks vir ons vertel nie. Hy mag ons niks informasie gee nie. So hy stil swaai daar so weg.
Die ergste beslissing het gekom in die volgende hofsaak. Dit was in Junie maand gewees. Dit was die ergste. Dit is toe ons aangestap by die hof, weer klomp kameras en alles. Ons het voor op judge gesit, daar was 5 mense op die paneel gewees. Hulle het ons toe weer die hele storie vraag gevra. Ons kon nie juist veel sê nie. Die einde van die ding is, toe vonnis hulle vir my en Pieter elk 12 jaar en $5 miljoen. En boop die $5 miljoen, is daar nog $2 miljoen bygesit vir addisionele boetes. Ons het na die tyd te vind ons uit, maar dit is nie wat die sentence regtig was. Die sentence is gewees, is 3 jaar, is maksimum vir die oortreding gewees. 2 dae voordat ons gearresteer is, het hierdie regering, het Suid-Afrikaanse regering, beslag gelê op 'n seiljag en 2 eiendomme van EG, sy visie-president. So ons is gevang, hegtenisskema as gevolg van dit. Ons was 'n troefkaart vir hom gewees. Soos ek sê, die sentence was eintlik gewees 3 jaar. Ons prokureur het appel aangeteken daarteë. Volgende hofsaak wat kom, is ons prokureur weg. Dus hy nie meer deel van ons span nie. Later vind ons uit, die regering het vir hom gesê, jy bly stil, jy los hierdie manne se saak uit, ons soek nie meer op die saak nie. Daar is vir jou 'n ander job. As jy daai werk nie aanvaar nie, sal jy nooit weer kan prokureur speel in jou lewe. Ek het weer ook gelees van mense wat net weggeraak ook. Dis 2 aktiviste in EG ook, wat opspraak lewer, hulle het net weggeraak ook. So het gebeur tot vandag, toe sien jy daai tyd wat het gebeur het nie. Maar anyway, daai hofsaak het ons gesink, vir my en Pieter self, daar op daai hofsaak het ek gesê, ek sal my ouers nooit weer sien nie. Want 13 jaar, 12 jaar is 'n lang tyd. Anyway, die hofsaak het so een na die ander gegaan. Op die 15 Oktober, na 8 maande, toe kry ek vir die eerste keer 'n oproep met Sonja. Ek en sy het nie baie gepraat nie, ons het baie gehuil. Ek het briewe gekry van haar af. En dus die eerste keer dat sy my stem kon hoor en kan sê, ek is alright. En dit was die grootste ding wat ek die hele tyd probeer vastset, dat elke keer 'n oproep is, ek is alright. Ek het eers na die tyd ook begin agterkom, hoeveel die kerk vir haar doen, hoeveel die kerk ondersteun. En ek waardeer dit regtig tot vandag toe nog. Dit is ongelooflik wat God vir ons gedoen het. Ek sien ek was besig om my tyd te hardloop. Ek moet gou hierso gaan na 'n paar belangrike punte toe. Soos ek sê, daar is kinders wat nog steeds vandag daar so is. As kinders, die een seun is voor die ander in die tronk, is hy dood, sy boetie. Voor ons daar aankom, was daar hongerte gewees in die tronk. Die kinders het beurte gemaak om te eet. Vandag eet jy, môre eet jy. Daar was nie genoeg kos gewees nie. So ek sê, die een boetie, die ander boetie gesien dood gaan voor hom in die sel. Wat hy hulp geroep het, wat hom geïgnoreer. Oké, hier is my basiese opsomming. Die EG se agtergrond, hulle steur hulle nie aan die UN of menseregte nie. Operation Cleanup is geloods 2 jaar voor ons aangekom het. In die eerste maand het hulle 1000 kinders van die straat afgevat. Die eerste week het hulle 500 kinders van die straat afgevat. Net omdat daar van die kinders was wat oproerig was. Hulle al die kinders in die tronk gegooi. Mense verdwyn, hulle word nog steeds geëxecute daarso. Die prisoniere het geen kontak met hulle geliefdes nie prokureurs nie, niks nie. Vreedsame optogte word nie toegelaat nie, soos ek al reeds genoem het. Die regering beheer die wet en die orde in die hof. Maak nie saak wat hy judge sê nie, as hy president gesê het, jy is skuldig. Maak nie saak wat hy sê nie. En dan die laaste paar dae, dus van 2025 af, het ons letter van clemency van Suid-Afrikaanse regering vir die EG gestuur. In Februarie kry ons die directeur van SA en sy sê ons is op pad huis toe. Ja. Dan die eindelike rede waarom ons in tronk was van die EG kant af is, ons was gijslaars, is as gevolg van geld en korrupsie. En ons was gehou vir 'n boot en 2 huise. In Black Beach wat ook my opgeval het, is die dag toe ons aangekom het, eerste dag, het hulle 'n kind gevat
wat saam, een van die 3 kinders wat saam met ons in die vistank was, wat hom so by sy hande gevat en sy hande so geklap teen die muur, tot hy kind begin huil het, en het hom geslaan met krag, net omdat hy gesteel het. Dinge soos daai, dit gebeur elke dag daar so. Ons het van die prisonniere gesien wat hulle vir ons gewys het, hoe is hulle geslaan, knoppe, bene gebreek, letsels wat nie kan gesond word nie. Hulle het die kinders geteiser binne in die tronk ook. Die een dag, ek het Pieter wakker geword van die gemouner hier so in die gang. Het hulle die kind geteis met 'n teiser. En soos die kind vra vir vergifnis en sê jammer official, so bly die teiser, bly hom teiser. Maar daaraan so erg geraak het, dat die mede-prisoniere begin skreeu het op die official, dat het moet stop. En daai prentjies speel nog steeds af in mense kop. Jy kry nie so iets, kry nie uit jou kop uit. Hoe kan jy so iets doen aan 'n onskuldige kind? Ek het 1 jaar in 2023 ook het ek met Fatima's Amerikaanse prisonier by die heining gestaan en praat. Ons mag nie met ander prisoniere gepraat het nie. Daai dag is ons geforseer om in 'n lokaal te wees by 'n area. En ek praat met hom deur die draad en hy klink baie af. En hy sê vir die laaste 3 jaar die Amerikaanse regering van beloof, jy gaan huis toe. Toe sê hy vir my, hy glo dit nie meer nie, hy sal nooit hier uitgaan nie. Ek weet nie of die Heilige Gees was nie, of wat, toe kom die woorde by my op, toe sê ek vir hom, wees versigtig wat jy sê, daar is krag in jou woorde. Jy moet positiwiteit spreek oor jouself. En daai man is 2 weke later huis toe. So. Nou, so die Here is, sy hand is oralste, maak nie saak, hy is oralste. God het ons beskerm vandag eendag, dit weet ek. Daai oomblik het ek nie besef nie. Maar ja, hy dal van doodskade, ons het deur hom gestap. God was met ons gewees die hele tyd. Die Here het my ook aangeraak. Die Here het my ook aangeraak toe ek in die tronk was. Ek het 'n operasie gehad, so ek sukkel om droë kos te sluk. Toe die prisoniere skep jou kos op, maar in die oggend kry ons 'n snytjie brood, droë breadrol, partykeer 'n bietjie vis op, partykeer ook die eier op. Die aande kry net so 'n bak rys, miskien 'n hoenderboutjie of 'n kalkoennek. Nou, ek kon net die kos sluk die ene aand nie, en ek gee toe terug vir hom. Ek sê nee, ek kan nie goed sluk nie, en ek verduidelik vir hom toe. Hy is toe daar weg en ek los dit toe. So 15 minute daarna kom hy terug net met so 'n groot bak bone met vol sous. Hy gee toe vir my, ek sê en die, hy sê nee, eet dit. Dit is vir my gebring. Ek eet dit toe, en ek is so honger. Ek gee dit terug, en later toe vind ek uit, dis sy eie kos wat hy vir my gegee het. So hy daai aand gaan honger slaap, en net om vir hierdie wit man ietsie te gee om te eet. Dis waar die Here weer my gesê het, daai swart man is beter as wat ek was op daai oomblik. Dat hy sy kos vir my gebring het. In die jaar ook nog, begin van die jaar, en dan in die oggend soos ek sê, kry na die brood. Ons het klaar ons brood geëet, ek en Pieter. Toe kom maar weer brood aan. Toe sê vir die offisieel, nee, maar ons het klaar geëet. Toe sê nee, hierdie brood kom van 'n ander paviljoen af. Nou, ons is 6 paviljoene in die tronk, 100 mense in elke paviljoen. Toe kom het van 'n paviljoen af, ons ken eers die mense daarso nie. Toe stuur hulle vir hulle kos vir ons ook. En ons paai aan het ons gaan honger slaap. 2023 se Kersfees was die swaarste Kersfees in my lewe gewees. Ons het nie kos gehad om te eet daai dag nie. Partykeer kry jy rys, as jy in die oggend 'n rys kry, moet jy weet die res van die dag kry jy nie kos nie. Dit het my ook geleer, is hierdie mense wat so buite bedel op die strate, die wat opreg is, wat bedel vir kos. Ek weet waar hier gaan hulle, want as jy nie honger is en jy is toegesluit in 'n sel, waar kry jy daar's nie kos nie. Dan moet sê, jy hoor eens daar op straat, is dieselfde ding. Hy kan dalk miskien in 'n asblik gaan grou vir 'n bietjie kos. So, dink 'n bietjie 2 keer as mens ou wegwys as hy kos bedel by jou. Geld? Nee. Kos? Ja. Help die mense. Ek moet ter afsluiting. Ja, God het ons baie tyd gegee. Soos ek sê, tyd was my vyand gewees. En ek dink dis waar jou gewete jou aankla. Want God gee vir jou tyd, sodat jou gewete jou kan aankla. Sodat jy kan besef, hoor hierso, dit jy doen is nie reg nie. Jy is nie op 'n regte pad, jy is op 'n dwaalspoor. Soos ek was met my, laat ek gedink het, ek is 'n Christen, ek is groot gedoop, ek kom uit die NG Kerk uit, ek is gekatoliseer, aangeneem voorgestel al my lewe lank. Nee, ek was nie reg gewees nie. Die Here het my op hierdie trap gesit in die tronk,
om my terug te bring aarde toe, om my weer terug te bring, nader te trek aan hom toe. En my pad vorentoe, ek weet nie wat dit gaan wees nie. Ek weet, eerste ding is, ek moet stap om die Here Jesus beter te leer ken. Ek moet hom deel maak van my lewe. Nie net praat soos voor nie, maar ek moet hom huis toe vat. En dis waar dit moet beginne. Jesus moet by my wees in die huis. Hy moet saam met my wees in die aand as ek bid. Ek is nou eers, soos ek sê, ek is nou eers besig om hom beter te leer ken. Ek weet nie waarmee God besig is in ons ander mense se lewens nie, maar ander ding wat ek wil thuisbring is, ek het gelees in 'n boek, maar ek weet nie waar nie, iewers in die tronk. Hulle sê ook 'n lewendige offer, die Here vra, jy moet jou lewe offer vir hom, jy moet alles opoffer vir God. Maar hulle sê ook 'n lewendige offer, rol van die altaar af. So jy moet daai offer, moet jy elke dag vir God bring. Jy moet elke dag jou lewe vir God bring. Help nie ons doen dit net op 'n Sondag of wanneer dit ons pas nie. Asseblief, in die oggend begin jou huis, begin met jou gebed, bring jou offer na God toe, en offer God die hele dag, nie na daai rukkie nie. Ek weet nie wat nog, om te sê nie. As nog so baie. Maar ek dank julle in elk geval, en ek hoop dis 'n goeie boodskap wat hier uitgekom het. Iemand wat, as julle met 'n tronk sit in julle eie kop, ek hoop het 'n bietjie moed gegee. Al wat ek kan sê is, moenie ophou bid nie, moenie ophou glo nie. Ek het gebid, laat die Here my daai tronk uitvat, en ek het gedog, het gaan na 'n maand gebeur. Dit het nie na 'n maand gebeur nie. Dit het my 2,5 jaar gevat, vir daai gebed om deur te kom na God toe, wat ek gedink het. Maar in tussentyd, hele 2,5 jaar, het God gewerk aan daai gebed vir my. Hy het my beter mens gemaak, hy het my teruggebring, hy het my nader getrek aan hom, hy het my weer skoon gemaak met die bloed van ons Here Jesus Christus. So ja, as jy, wat 'n tronk jy ook al is, moenie ophou bid nie, en hou aan glo. Glo is die belangrikste ding, glo en tyd saam met jou geliefdes, is die belangrikste ding wat daar is. Dankie. So ouens, dis verskriklik moeilik om 2 jaar se gebeurtenis in 'n diens met mense te deel. En ek verdra ons net vir nog so 5 minute asseblief. Ek het toe Frik teruggekom het, en daar's 'n klomp goeders wat hy graag nog met julle sal wil deel. Hy gaan een van die aande gaan hy bietjie by een van ons manne aande kom gesels op. Maar ek dink een van die goeders wat hy nie nou genoem het nie, wat 'n mens nie altyd verstaan, hoe ver God in jou toekoms in weet wat met jou lewe gaan gebeur nie. Jy verstaan nie waar jy op die oomblik gaan nie, sodat op die einde van die dag dat jy bruikbaar kan wees vir God in sy koninkryk. Frik is uit die tronk het ontslaan, hulle het hiernatoe gekom, sy werkgewer stuur hom, hy moet gaan vir mediese toetse, om seker te maak of alles oukei is, of hy right is. Daar's 'n klomp goeders wat saam met dit gepaard gaan. En terwyl hulle hom stuur vir een van die toetse, tel hulle op, maar hy sit met 'n probleem, hy het 'n breek iewers in jou. My hoofslagaar van my hart af na die res van my lyf onder te ja. Is daar 'n probleem? Nee. Ja. Vertel gou van wat het daar gebeur. Ja, hulle het agtergekom ek het 'n aneurysm noem hulle dit. Net waar by jou kit, net onder jou hart is daar 'n groot aar. Hy is so 18 mm dik. Hy voorsien die res van jou lyf onder met bloed. Toe vind hulle uit myne is ek het basies aneurysm, so hy verkalk van binne af en dan begin hy op te swel. Hy is 18 mm veronderstel te wees, myne was 56 mm gewees. So die dokter het my kans gegee tot die einde van die jaar toe, dan sou hy gebaar sit. Maar hy het ook sy vir my gesê, ek hoef nie bekommerd te wees nie, 10 sekondes as ek dan is dood, so jy hoef nie te worry daaroor nie. Ja, maar as dinge soos dit, soos wat die Here vir my daar gewys het, almal was bekommerd gewees, ek dink Sonja was ook bekommerd gewees oor die operasie, ek was glad nie bekommerd gewees oor die operasie nie. Ek het geweet, die Here sal my 2,5 jaar deur die ding vat, en nie laat doodgaan hier op 'n operasietafel nie. Voor die operasie het hulle my ook nou voorberei, en ek weet nie wat het gebeur daar nie, toe het ek geflatline. My hart gaan staan, en Sonja was bewus daarvan. Sy het dit gesien gebeur. En ja, die Here het my daar net weer, ek dink ek het begin lou word.
nadat ek uit die tronk uitgekom het. Ek het begin koud word vir die Here. En dis waar die Here my net weer gegryp het en gesê, hey, ek is besig met jou, jy moet warm word, jy moet opstaan vir my. En ek hoop is die laaste keer dat die Here my so hard gaan ruk. Maar ja, ek gaan nou luister. Ja, dit is sulke dingetjies wat nog steeds gebeur met my, wat by so groot God in my lewe is. Amen. Amen. Aber dankie. Een van die belangrike punte wat hy gemaak het toe hy uitkom en ons kom by mekaar en ons gesels en hy sê vir my, Dion, asseblief, ek wil hê julle moet saam met my die pad stap. Hy sê, want my grootste vrees is dat as ek nou uit is en dit gaan goed met my weer, hy sê dat ek weer terugval in my gemaksone. Maar dit gebeur mos met ons almal, nee. As jy in 'n krisis is, dan skree jy uit en jy roep die Here aan en jy's naby aan hom. Maar wanneer dit weer gemaklik gaan met ons, is dit so maklik dat ons weer default. En dit was vir my so mooi geweest dat Frik dit besef het en geweet het dat hierdie is 'n realiteit en toe hierdie ding met hom gebeur, toe is dit vir my so mooi dat hy besef, Here, ek moet warm bly en dit is wat ons julle mee wil bemoedig met hierdie storie. Is en Frik het dit nou aangeraak. Is dat elkeen van ons sit iewers in jou lewe, sit van ons in 'n tronk. Jy is miskien nie in 'n fisiese tronk soos wat jy hier ou toegesluit is ver in EG in die buiteland nie. Maar as van ons wat vasgesit sit hierso binne in 'n kerk, binne in jou huisgesin, met jou huwelik, met jou finansies, met jou gesondheid, met jou eie menswees, jou mental conditions, daar's van ons wat vassit in tronke en ons weet nie om uit dit uit te kom nie. En wat Frik se storie vir my net so wonderlik maak is dat as God jou uit 'n fisiese tronk uit kan haal, dan is hy mos by magte om jou by die tronkie binnekant wat jy in vasgesluit is ook te kan loslaat. Amen. En dis die wonderlike les wat met hom gebeur het. Is dat hy sê, Dion, ek was 'n Christen. Hy sê, maar ek het binne in die tronk het ek besef, weet jy wat, ek was nominaal, ek is in die nominasie gekoppel geweest, maar ek het nie regtig 'n verhouding met die Here gehad nie. En binne in die tronk het hy gehoor hoe die Here met hom begin praat. En dit is hoekom hy daai belydenisse kon doen. Dis hoekom hy kon besef, maar weet jy wat, ek is nie reg met die Here nie. Ek leef nie soos ek moet nie. My huwelik is nie wat dit moet wees nie. En hoe het hy teruggekom het en toegelaat het dat die Here sy hart verander en hoe die Here ons 'n mens nou kan begin gebruik as 'n lewendige offer om God se goedheid aan mense te gaan verkondig daar buitekant. En wat die Here met Frik mee besig is wat hy met elkeen van julle besig is. Frik se storie is nie uniek andersins as ons nie, want elkeen van ons gaan deur hierdie struggles. Hy het net die voorreg gehad om deur dit te gaan vir 2 jaar om 'n storie op so 'n platform te kan vertel. Maar ons God wil jou storie gebruik waar jy is en waarmee hy jou losmaak en waarvan hy jou vrygemaak het. Wil God hê daai storie moet elke dag gedeel word waar jy jouself bevind. Amen. En dis hoekom dit vir ons so goed is om na dit te luister. Sonja, ek gaan jou vra, kom staan jy gou by my. Ons gaan saam met hulle bid. Sonja gaan ook een oggend gaan sy 'n bietjie haar getuienis met ons deel. Want Sonja was die rots onder hierdie man gewees. Kom ek jou sê, is nie vir hierdie vrou wat gebid het, wat vasgehou het. Hy wys my nou die dag 'n foto van hoe sy huis lyk. Dit lyk asof daar 'n graffiti artist gemanifesteer. Al wat 'n muur is, al wat 'n kas is, al wat 'n stukkie oop plek op hulle huis het hierdie vrou vol skrifte gaan skryf. God se beloftes wat sy hom voor vertrou, wat sy hom voor aanroep, dit was haar fondasie gewees. Amen. En dit is wat ek, en dit is hoekom ons haar storie wil hoor, want kom ek jou sê, dis wonderlik om te hoor dat hy's deur dit en hy het uitgekom, maar ons vergeet so baie maklik dat daar's mense wat vir jou en vir my bid. Daar's maats wat vir ons bid, daar's vrouens wat vir ons bid, daar's kinders wat vir ons bid. So dit wat jy deur gaan jy nie alleen deur nie. Daar's mense wat God agter die skerms gebruik om jou te ondersteun en jou te motiveer, en ek wil net vandag vir haar eer. En ek weet Frik doen dit gereeld en hy doen dit baie, maar ons as 'n gemeente wil haar net eer en vir haar sê, dankie Sonja dat jy ons geleer het wat dit is om vas te byt. Jou bynaam gaan Boel Terrier wees. Amen. So ek gaan julle as gemeente vra om asseblief saam met my te staan. En ek wil hê julle moet net julle hande vir my asseblief uitsteek na hulle toe. En ons weet nie wat is hulle pad vorentoe nie, ons is self nie seker hoe die Here hulle gaan gebruik nie, maar dat hy gaan, daarvan is ons seker. En Here, soos wat hierdie liggaam hulle hande uitsteek na hierdie 2 mense toe. Here, is ons so dankbaar dat ons vandag hierdie wonderwerk voor ons oë kan beleef. Hierdie storie kon soveel anders uitgedraai het. Here, hierdie storie kon soveel anders 'n tragedie gewees het, 'n hartseer gewees het. Maar Vader, U die vermoë om dit wat die duiwel gebruik om as 'n vloek en dood oor ons te spreek, om te draai en dit 'n wonderwerk en 'n storie te maak, Here.
En dit is wat ons voorbid dat U met hierdie twee mense sal doen. Vir Frik met sy getuienis wat hy gaan lewer, Here met Sonja wat nog steeds help en ondersteun. Vader, mag hulle U koninkryk vestig oor waar hulle kom. Mag hulle vir mense bewus maak dat God nog steeds 'n waarmaker van sy woord is. Dat ons God nie kan lieg nie. Ons God nie doof is nie, dat sy arm nie te kort is nie, en dat hy nog steeds in beheer is van ons lewens, al gaan ons deur die dal van doodskaduwee. Here, niks, maar niks sê U van U omkamp nie. U sê inteendeel, Here, dat alles werk te goede mee wat U lief vir die wat U liefhet. En hulle het U lief en daarom sien ons U goedheid in hulle lewens raak. En Vader, dit is wat ons net wil loof en wil prys. Dankie, dankie, dankie. Dankie, Here Vader. Dankie, Heilige Gees. En dankie, Here Jesus, dat U bloed hierdie werk gedoen het, dat hy vashou aan U. En ja, Here, dat U hulle nie gaan los op hierdie pad vorentoe nie. Ons loof U, ons eer U en ons aanbid U daarvoor in Jesus naam. Gebruik hulle. Amen en amen. Amen. Kom ons gee vir hulle nog aan.